Goeiedag. Ek het gister 5 reëls uitgelig om die nuwe jaar mee te begin. Ek wil graag nog 5 byvoeg. Paulus skryf in Efesiërs 3 vers 14 tot 16: Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dit bring my by die volgende reëls. Reël 6. Wees gewillig om 'n bietjie aan jouself te sterf, om by God te wees. Want God het gesterf om naby aan jou te wees. Jesus het dit immers reeds in Matteus 16 vers 24 as 'n voorwaarde vir disippelskap gestel. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Reël 7. Skep ruimte in jou hart om lief te hê. Beoefen die liefde met toewyding en die wete dat 'n mens nooit genoeg kan lief hê nie. Wanneer Jesus die hele wet saamvat in die wet van liefde vir God en mekaar, lê hy liefde vas as beide die fundament en die omvang van sy koninkryk. Dit word die vertrekpunt sowel as die mikpunt van 'n Christelike lewe. Dit waarna ons jaag as ons dit kan gryp, soos Paulus geskryf het. Al weet ons sal dit nooit in hierdie lewe ten volle kan bereik nie. Reël 8. Aanvaar wat en wie jy is. Jy moenie daaroor stres nie, maar besef dat jy tekort skiet. Net soos elke liewe mens op hierdie aarde. Dis die aard van die mensdom. God alleen is volledig heel en goed. En God het jou aanvaar vir wat en wie jy is. Meer nog, God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, sê Paulus in Romeine 5 vers 8. Reël 9. Moenie vasklou aan dit wat verby is nie. Aanvaar dat die lewe nie stilstaan nie. Treur oor jou verliese, vier jou oorwinnings. Laat waters wat klaar gemaal het verbygaan en lewe die lewe voluit. Ek het gekom sodat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed, sê Jesus in Johannes 10 vers 10. Reël 10. Wees deel van God se gesin. Die lewe is 'n groep uitstappie wat familie, die gemeenskap, die kerk, die hele boksendhuis insluit. Aanvaar dat daar heilige bande is wat jou bind. Vryheid kry alleen betekenis in verbondenheid aan die gemeenskap. Daarom sê die Hebreërskrywer in Hebreërs 10 vers 25: Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. In die lig hiervan, leef soos jy nog nooit tevore geleef het nie, en deel liefde uit soos nog nooit tevore nie. Want God het jou gemaak om te leef en te sterf, te lag en te huil, en te wees wat hy gedroom het jy kan wees, sy geliefde kind. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U vir ons nog 'n nuwe jaar geskenk het. Dankie dat U saam met ons die jaar instap. Help ons dan om ons volle potensiaal te bereik wat U graag van ons wil maak. In Jesus se naam. Amen.